voorreg vandag om vir Pierre Smit te doop. Hy is natuurlik die seun van PJ en Marissa Smit, wat geseën is met hierdie seun. So voordat ek die doop gaan bedien, wil ek net gou-gou vir julle verduidelik wat eintlik vandag beteken. Kyk, in die ou dae het die koning so 'n seelring gehad. En as hy hom op 'n brief gesit het, dan sy geseël en net daai ou mag hom oopgemaak het en hom gekry het. Dit is 'n belangrike ding gewees. En vandag ook as jy met 'n brief aankom wat die syk vir jou gee, gaan alle deure in hierdie land vir jou oop. Want dit het sy seël op van sy kantoor. Met God was dit ook so. Hy het gesê daar sekere goed wat gebeur wat hy wil beseël. Gebeurtenisse wat hy heilig maak. En daarvan het ons twee wat ons vier. En die een is die doop en dit wil iets sê wat hy vir ons gedoen het. En die nagmaal sê eintlik dieselfde, is die viering daarvan. Nou, ek wil vir julle vertel wat die klein doop beteken. Daar's ook 'n sendingdoop en daar's ook 'n groot doop wat mense doen, maar dit gaan vandag oor die klein doop. Okay. So in die eerste plek moet Pierre, en dit moet vir hom vertel word deur sy ouers, het God hier en gaan hy net nou sy naam, Vader, Seun en Heilige Gees gaan op hom uitgeroep word. Soos dat almal, julle almal en ek kan hom nie net gaan vat as my seentjie, dit is God se eiendom. Maar ook die bose, bo en onder die aarde, waar ook hulle is, weet dit ook. Die eerste, en moet jy ook weet, jy is God se eiendom, maar is dit nie wonderlik? Want ek dink dat jy jou kind na God toe bring, hy het hom vir jou gee en bring hom terug. En hy sê, ek wil net hê jy moet onthou, dis my eiendom, maar nou gee ek hom vir jou weer. Dis amper soos Moses en die bissie mankie vir die Farao sê, jy moet hom net bietjie groot maak namens my. Kinders is God se eiendom. So jy moet mooi met hulle werk. Wel, jy is ook God se eiendom. Die tweede ding wat hier gebeur is, God sluit 'n verbond vandag. In die ou tyd is hy verbond sluit, was daar bloed geloop. Ons ken vir die eerste verbond met Abraham, om te sê, dit is 'n ernstige verbond. En God wil met hierdie verbond sê, hy verbind jou met sy lewe aan jou. Soos aan die volk, en hy het op die eind van Christus laat sterf, vir die mense te verstaan hoe belangrik is dit vir hom. En dis 'n eensidige kontrak wat hy sluit. Hy sê vandag vir Pierre, en hy het vir jou ook gesê, ek sal jou hemelse Vader wees vir altyd. Al hoer en remoer en drink en suip jy ook saam met die prostituie, soos die verlore seun gedoen het. En was die ergste ding vir, julle ken ons uit die moslems, maar ook die arme Jode om by 'n vark te sit, en saam die varke te eet. Verstaan jy, al is jy so laag so slang of vark mis, dan sal ek jou nog terugvat, want jy bly my kind. En dis die ding van God se genade, en dit wil hy vandag vir hom sê. En weet julle wat? Ek dink ons verstaan nie goed, as jy met die mense praat wat uit die satanisme uitkom, as hulle vir jou sê, wanneer 'n kind die Bybel vat en dit heeltemal af stukkend sny, kettinge vaspind, hulle bloed sny en sê, ek glo nie meer in God nie, al daai gedoen, verwerk vir God. En hulle wil opgang in die rangorde van die priesters en priesteresse, dan kon hulle net op 'n bepaalde vlak kom. En hulle sê, hulle kan sien, dat God 'n houvas op daai mense het. Hulle sien dit. Hulle sien dit. So hierdie is die liggewig goed wat vandag, hier is nie magic wat gebeur nie, dit is goddelike werklikheid van die een wat alles geskep het, en ons sal net nou sien hoe hy werklik is. So hy het dit met jou ook gedoen. Die derde ding, wat hy vandag vir Pierre wil sê, is sy bloed. Jesus wil sê, my bloed het jou skoon gewas, al jou sondes weggewas, vir ewig. So dat jy altyd die vrymoedigheid kan hê om na my toe te kom en my te praat. En ons weet dit. En die vierde ding, is dat, soos jy 'n ma gekry het, wat jy sit in jou lei en na jou luister, paas partyke kan dit ook doen, het jy die Heilige Gees gekry, en is in jou moeder, wat luister na jou behoeftes, en jou herinner aan wat Jesus en die Vader gesê het in die woord, en luister na jou hart, en vir jou geskenke gee, sodat jy die koninkryk kan laat kom, en vrug laat dra, en raad gee, en jou troos as jy swaar kry, dit het jy in jou. En dit moet die ouers help ontsluit. En dan die vyfde ding, soos wat Pierre 'n gesin het en 'n familie het hy nou ook hierdie Sandland familie. Die Kruispad familie. Is dit nie great nie? Ek bedoel, so, en by die doop elke keer wil ek met 'n ou spesiaal voel, verstaan jy? Ouers het namens jou besluit eintlik, hulle wil hê jy moet in die damkring van die liggroot, want jy gaan later antwoord haal. Jy moet antwoord haal. Jy moet hierdie geskenk vat. So ek vir jou 'n cheque van $1 miljoen gee, beteken hy niks as jy met bank nie, Eloy. Het jy al my cheque gebank? Ek sou dit geweet het as jy op die bank het. Maar goed, gelowige, verstaan julle. So, en ons gaan net nou luister na een van ons
Sandland pelgrimkinders wat daai check al gebank het. So, ek wil nou vir Pierre en Larissa vra, dat julle vorentoe sal kom. Sal Pierre by ouma kan bly? Hulle het my hy het vir hulle gesê, as julle my nie nou laat doopie, kom ek self en ek stap doopbak toe, en hy is baie naby aan dit. Vind julle weg, en dan staan julle vir my daar, asseblief, dankie. So sê, die ou belydenis sê het, om seker te maak, is nie uit bygelowigheid, uit gewoonte, dat julle die doop wil bedien nie, wil ek die volgende vraag vir julle vra. Bely julle dat God van die heelal, die skepper, ook julle Vader is? Die tweede vraag wat ek julle wil vra, is bely julle dat Jesus opgestaan het uit die dood en ook julle Here van die julle lewens is? Die derde vraag, bely julle dat die Heilige Gees julle leidsman en julle trooster is? Dit is altyd die drie vrae wat die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan bely julle en glo julle dat by die leer van saligheid, van ewigheid, ewige lewe wat ons in hierdie gemeente leer, dat dit die ware leer is. Wat is jou antwoord, Peter? Ja. Marissa? Goed, op grond van hierdie belydenis, ons doop nie kinders van ongelowige ouers nie, so julle is gelukkig. Gaan ek nou vir ouma vra om vir Peries vorentoe te bring en dan sing ons 'n pragtige lied met betekenis. Julle kan sommer die kant opkom met hom. Baie dankie. Jesus, neem ons kleine kinders in 'n hart vol liefde aan. Niemand mag dit ooit verhinder, dat ons vry na hom toe gaan. Loof die Here, loof hom almal, halleluja, amen. Loof die Here, loof hom almal, halleluja, amen. Jesus gee aan ons sy seën, lei ons op die regte pad. Jy kan maar kom staan, jy is op ons so gedoop, dan kan jy 'n bietjie sien, is hy gedoop? Hy is gedoop. Dan kan jy sien wat nou met jou neefie gaan gebeur. Reg so. Kom dan. Dis okay, goed. Dit is 'n wonderlike seën om jou kleinkinders so gedoop te laat word. Dis 'n bewys eintlik van wat jy gedoen het. Verstaan dat jy 'n suksesvolle doop met jou kinders deurgewerk het, dat hulle self wil doop. Vader, ons wil nou bid dat U hierdie handeling van U, hierdie sakrament, die beseeling van wat ons gehoor het, U vir ons almal gedoen het, vir Peri ook sal gee. Heilige Gees, seën dit ook in ons hart. So Peri Johannes Smit, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Vader, dankie dat ons sy naam is opgeskryf in die boek van die lewe en van die lam. Mag hy enig met sy belydenis en sy lewe wys, dat hy dit verstaan. Amen. Ja, ek wil jy met hom nou vat, want julle is saam verantwoordelik vir sy geestelike opvoeding. Jy, Peer, moet nie soos afwesige pa wees nie, en jy moet nie soos afwesige ma wees nie. Jy moet nie wegbly van die byeenkoms van die gelowiges af nie, sê die Hebreërskrywer. Ek wil nou nog 'n vraag van, beloof julle twee ouers voor God en die gemeente, dat julle ons sal groot maak in die weë van die Here en die dankering van sy liefde en met die woord as die rigtinggewer. Wat is julle antwoord daarop? Ja. Ek wil vir julle gemeente vra, julle ken hierdie twee mense, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar, het 'n keuse om ons Suid-Afrika te doop, om hier gedoop, want dit is waar hy groot word. Beloof julle om te kyk dat hulle beloftes sal nakom? Ja? En beloof jy om jou deel te doen as kategese nodig is en aarde en valke, dat jy jou deel gaan doen? Ja? Aha, weer? Ek hoor julle, ek sien julle. Ons wil vir julle graag hierdie Bybeltjie gee. Read with me is die oulikste kinderbybel op die aarde. Ek het almal gesien. Sy doopseël is binne-in. Baie geluk vir julle hoor. Baie geluk vir julle.
Nou, sê. Kan ek maar vir jou gee dan begin lees? Okay, gee ek maar eers vir jou. Baie geluk, ouma. Baie dankie. Dis baie lekker. Ons gaan nou 'n seën vir hulle sing, daai bekende seën. Kom ons hou ons hande uit na hulle, is hoe ons mense seën. Al sy seën oor jou gebied. Baie dankie, baie geluk. Kom ons gee lekker hande klap vir die ouens, dit is sommer haastig. Ouma. Dankie julle.